Goed, nou vandag van die stories wat ek julle vertel. Ek het nou al gedink ek moenie 'n storie vertel wat by die preek pas nie. Miskien moet ons net deur die hele Bybel gaan, van voor tot agter. En stadig deur die stories vertel. So van die stories hoor julle, dan hoor julle die storie weer maar bietjie met ander goed wat julle nie die eerste keer gehoor het nie. So het ek julle vertel toe Petrus en Johannes en Andreas en Jakobus vis gevang het. So hulle was besig om vis te vang eendag, maar onthou nou, hulle het nie 'n visstok soos jy 'n visstok? OK, jy het 'n visstok. Het hy 'n lyn en dan jy 'n hoek aan hom, nê? OK. Nou hulle het nie so 'n visstok met 'n lyn gehad nie. Hulle het sulke nette gehad. Dan klim hulle in die boot, dan gooi hulle die nette in die water en swem die visse so in daai nette en dan trek hulle die nette styf en dan kry hulle al die visse. En so eendag toe is hulle besig om vis te vang. Sy, hier het ons nog maatjies. En dit gaan die verjaarsdag maatjie wees. Ja. OK. So hulle is toe nou die dag besig, want hulle net het geskeer, want as daar groot en baie visse in jou nette is, dan kan jou nette skeer. En so hulle gooi die nette toe in die water en het bietjie geskeer. Nou is Petrus en Andreas, hulle is boeties. Toe is hulle nou besig om die nette sulke knope te maak en reg te maak, want van die stukkies het geskeer. En terwyl hulle besig is so in die water en by die nette, toe stap daar 'n oom op die strand en hy loop so en hy kyk wat doen hulle met hulle nette en hy sê, jy en jy, volg my. En toe stap hy weg. En hulle kyk op, en hulle kyk na hom, en hulle kyk na hulle nette, en hulle gooi hulle nette daar neer en hulle begin agter hom aanloop. En toe stap Jesus verder, en daai twee se naam was Petrus en Andreas. En toe stap Jesus verder, toe sien hy nog twee boeties. Nou hierdie is twee sissies, maar die twee boeties se name was Johannes en Jakobus. En hulle is besig saam met hulle pa in die boot om vis te vang. Hy sê, hey, julle twee, ja jy, kom, volg my. En toe gaan Johannes en Jakobus, hulle los hulle nette, hulle los hulle pa daar, hulle los die besigheid en hulle volg vir Jesus. En toe op 'n ander keer, toe wil Jesus net vir Petrus baie duidelik maak dat hy hom moet volg en dat hy moet begin preek. En so die dag, toe's Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, toe's hulle weer in die bote. En hulle sê, ag, ons het nou al die hele dag gevang. Jesus het toe gepreek. Hy sê, Petrus, stoot die boot bietjie in die water vir my. Stoot die boot in die water. Jesus gaan sit in die boot en hy begin vir die mense preek. Van die mense sit daar net so waar die strand is, sit al die mense daar en toe preek hulle en hy vertel hulle die wonderlike nuus van sy koninkryk. En toe hulle klaar is, toe sê hy, Petrus, kom ons gaan vang vis. En hulle stoot die boot in die water in en toe vat hulle die nette. En Petrus sê, Here, maar u sê nou ons moet vis vang, ons het gisterand gevang, ons het niks gevang nie. Sê Jesus, vat net die nette, nê? Dan gooi jy dit aan die ander kant van die boot, in die water. So, Petrus weet hoe om vis te vang. Hy het nie advies nodig, hy het nie nodig dat iemand hom vertel hoe om vis te vang, maar hy sê toe maar vir Jesus, okay, en hy haal die nette uit, sit dit in die boot, tel dit op, hy sê, Andreas, vat daar, en hulle vat dit, en hulle gooi dit so in die water. Nou staan hy in die boot, nou wag hy vir hierdie vis wat gaan kom, skielik kantel die boot so, en die nette pluk, en is vol visse, toe besluit al die visse in die see, hulle gaan in daai net spring. En hulle plikkies, hulle begin die nette so trek, maar dis te swaar, en hy roep toe vir Johannes, hy sê, hey julle, kom help, want daar's te veel visse vir hulle boot. En hulle trek die nette in, hulle gooi die visse in, en die boot begin so sink, hy gaan so, nou hier is die water en hier is die boot gaan so, en so, toe dink hulle hierdie boot gaan sink, hulle het in hulle vriende se boot visse gelaai, maar toe Petrus het sien, toe val hy net so voor in die boot, val hy so by Jesus se voete, en hy sê, Jesus, ek's nie 'n goeie man nie, ek doen baie verkeerde goed, ek gaan net, miskien moet u net weggaan van my, want ek's nie so goed, soos mense dink nie. En toe sê Jesus, Petrus, moenie bang wees nie. Van nou af gaan jy mense vang, nie visse nie. Kom, volg my. En toe los hulle al die visse daar, weet nie wie dit gevat nie. En toe volg hulle vir Jesus en hulle begin preek.
En Jesus leer hulle toe om te preek. Maar Petrus, hy het baie gepraat julle. Petrus het nie 'n telefoon gehad nie, dis ook maar goed, want jy hom sou bel, jy sou nie kom totsiens sê nie. Hy het gepraat en hy het baie goed verkeerd gesê, en toe uiteindelik toe Jesus weg is, toe kom die Heilige Gees, mos julle onthou daai storie wat ek vertel het, Simon die hoender word, Petrus die leeu, onthou julle dit? Ja, en toe het hy gepreek, en toe op een dag, toe 3000 mense Christene geword. So wanneer ek sê Jesus roep vir Petrus, beteken nie net soos roep as jy hard skree vir jou boetie of jou sussie nie. Sê, mama roep jou, nie so nie. Ek bedoel, hy het vir hom gesê, Petrus, volg my. En vir elke een van julle, vir Ilana, en vir Annay, en vir Michaela, en vir Mia en Adrian en Malan, Jesus roep jou. Hy roep jou. Jy gaan nie so hoor in jou ore, soos as jou pa jou roep nie, maar daar gaan iets hier binne wees, en jy weet, hy roep my. En hy gaan nie almal roep om te preek nie, maar hy roep jou en sê, volg my, volg my. Nou, hoe gaan jy hom sien? Jy kan nie sê, daar is Jesus, kom ek loop agter hom aan nie. Hy gaan in sy woord vir jou sê, in die kinderstorie, in die sondagskool, in die preek, wanneer jou pa en ma vir jou uit die Bybel lees, Jesus praat met jou, en sê, ek wil hê, jy moet my kind wees, ek wil hê, jy moet my volg. En nou moet julle sê, wanneer hy so met julle praat, ja Here, ek gaan u volg. En dan moet hy belangrikste wees. Julle kan gaan sit.